Goeiemôre, dis Dinsdag die 28ste Julie. En ek moet so 'n bietjie opvolg oor die video wat ek vroeër gemaak het vroeër in die week in verband met die feit dat baie mense glo dat Amerika uit ammo uit is. Dis hoekom hulle nie strikes in Iran doen nie. En nou kom hulle op my video's en hulle plaas al hulle evidence waar hulle dit vandaan kry. 'n Senator van Amerika het daar op TV gestaan en sê Amerika is uit ammo uit. Kammersdag het die Pentagon dit ook gesê. En Kammersdag het dit gesê en daar het gesê, maar hulle kry hulle informasie. Nou daar's een ding wat die mense wat dit gebruik is hulle evidence glad nie verstaan nie. Glad nie. Daar's geen persoon in beheer wat weet wat daar aangaan, wat gaan op 'n TV staan en sê Amerika is uit ammo uit nie. Geen. Dis hoogverraad. Jy kan nie jou vyand sê wat die levels van jou ammunisie is nie. Dis plain weg hoogverraad. So hoekom sal 'n senator nogal dit staan en sê op live TV, want ek het dit self met my eie oë en ore gesien, hoe staan 'n senator daar en sê, ons stockpiles is laag en al hierdie tipe van ding. Dis politiek. Jy moet die politiek verstaan agter die hele storie. Hier in Amerika gaan alles oor politiek. Daai ou gaan statements maak, en kyk wie maak het, al die Democrats senators, en die een of twee senators, Republican senators, wat niks van Trump like nie. Hulle probeer president Trump in 'n slegte lig sit. Hulle probeer Amerika, enigiets wat met president Trump te doen het en wat hy doen, probeer hulle altyd in 'n slegte lig sit. So dan maak hulle statements soos daai, Amerika is laag op ammo. Ja, mooi man. Ons het van die grootste fabrieke in die wêreld, in die eerste wêreld, ons sal al ons ammo uitskiet en sê, oeps, dis nou klaar, kom ons maak gou nuus. Niemand is so deur die kakkie. Sorry vir die woorde. Maar nou anyway, dit is waaroor die ding gaan. Dis politiek. So nou, as jy wil gebruik 'n senator of die se uitsprake oor ons het Kammersdag min ammo, dis jou evidence. Hey, as jy daaraan wil glo, as dit jou laat beter voel, good for you. Regtig. Dit maak geen verskil in wat aan die gang is in Iran in die oorlog op stadium nie. Hoekom is daar opgehou skiet die laaste 3 dae? Daar's baie redes. Een van die redes is diplomatieke redes. Diplomatiek gaan altyd opsie wees. Die ander rede is, een van die ander redes is, die teikens wat getref was die laaste 13 dae was op die Weskus van Iran, en dis nie nodig om nog daar te bom nie. Daar goed is geneutraliseer. Ander rede is, resupply, rearm, build up. Baie mense weet dit seker nie, maar dit is feite. Daar het baie ekstra bommers en fighter jets oorgeskuif Iran omgewing toe in die laaste paar dae. Nou, dis 'n show of force of dis 'n preparation for a massive strike. Ons sal sien hoe sien Iran dit kom. Intussen is daar definitief groot sprake weer, onderhandelings tussen Israel agtersin Iran en Amerika. So julle wat deeltyd wil voorgee en die ouens wat so vir, asseblief moenie my tag by Douglas McGregor en Scott Ritter en daai dames nie. Ek stel nie belang in anti-American ouens wat bullshit op social media versprei om geld te maak nie, want dit is al wat hulle kan doen. Scott Ritter is 'n convicted pedophile, hy kan nêrens werk nie, dan met 'n YouTube kanaal maak, en dis die beste, kyk soos Alex Jones, daai dames, conspiracy theorist. Hy het agtergekom, as jy anti-American government is, gaan jy 'n massive following kry, en jy maak jy vertel net vir hulle wat hulle graag wil hoor, en jy kry geld daaruit. Hy het biljoene dollars gemaak met dit. En dieselfde doen Scott Ritter nou, en Douglas McGregor, anti-Americans. Nou gebruik hulle titels van 40 jaar terug, as hulle Kammersdag experts. Maar daar's 100 ander generaals wat heidaglik in die US military dien, en op sulke vlakke dien, wat 100% teenoorgestelde van hulle praat. Maar nee, mens moet vir Scott Ritter luister, dus hy is die regte persoon. Good for you, as jy vir hom wil luister, go ahead. Luister maar vir hom. Ek gaan nie, ek mors nie my tyd met hulle nie. Maar baie dankie, ek hoop die mense verstaan, die politiek agter hierdie uitsprake, wat selfs deur senators gemaak word, en gaan iemand hier op 'n podium staan en sê ons het laag ammo, en dis feite? Nope.
Want daai ou, as dit wel so was, sal aangekla word vir high treason. En dan moet jy maar vir hom kry wat van daar af kom. Geniet die dag verder, onthou die logika agter alle dinge wat daar gebeur. Geniet die dag verder, cheers.